Mitchell, jy smaal verniet so. Jy en Pieter, kom gou hier na my toe. Kom Pieter. Ha! Jy gesê op die kamp, ek gaan jy nog terugkry. En ek het so rukkie vertel terug van toe ek nou 'n eier lekker op Marika se kop gebreek het, Wimela se dogter. En dit was lekker om ook Pieter se kop 'n eier te ongebreek het, né? Môre. Is jy nog steeds so stout, hè? Ja, Pieter, hallo Mitchell. Pieter het was saam op die kamp en sy boetie. En hy het vir ons 'n nog gelukkig. Nou, wat chonk ek nou? Hy het vir ons leier 'n verskriklike mooi brief geskryf. Toe hy praat van Jesus in sy lewe. Ag nee, maar mis chonk mos nie oor die goed nie. Pieter se hart is so mooi. En hy weet wie is Jesus in sy lewe. En dit was so lekker vir Pieter om op die kamp te hê. Ja, Mitchell, jy is nog graad 6, né? 7. Hoe was jy op die kamp hê? Ja, maar jy sien Mitchell. Aiden, skus Aiden. Ek wou sê, skus. Aiden was ook op die kamp. Ekskuus. Mitchell is nie hier nie. Nee, en Anton is daar. Hy was ook op die kamp. Ekskuus. Sorry Aiden man. Ek het gedog ja, ek verwar altyd vir jou en Mitchell. Maar ja, Aiden het ook gekamp. Het ek 'n eier op jou kop gebreek. Jy kan bly wees so. Maar ja, so dit was sommer lekker. Die kinders was saam met ons gekamp het. Maar goed. Kom kry eers my beerings bymekaar. Julle twee, jy help my gou. Né? Hou plant julle partytjie plantjies daar by huiskiepers al. As julle werk in die tuin. OK. Alraai. Hier's 'n vetterige plantjie. As jy 'n blaartjie afbreek en jy sit op die grond, dink jy sal groei. OK. Jy sien hoe werk 'n vetplant. Dan kyk hierso. Daar, hy het nou uitgeval. Daai ene wat daar gegroei het, is 'n blaartjie wat ons ingedruk het, te groei uit. So hierdie ene kan werk. Maar ek wil hê hierdie ding huis toe vat Pieter, hierdie takkie, en dan gaan plant jy, breek jy 'n takkie af en dan plant jy hom soos daai blaartjie wat daar uitgegroei het en dan gaan 'n nuwe takkie uitkom. Gaan dit werk? Hoekom nie Pieter? Jy moet eers 'n wortels kry voordat jy hom kan. Eers wortels kry. So hierdie takkie is mors dood, né? Ja. So as jy hom in die grond gaan druk, gaan daar niks gebeur nie. Stem jy saam, Aiden? Alright. So as jy nou moet kies om 'n plantjie te plant wat mooi lyk, gaan jy so 'n plant kies of gaan jy dooie takkies? So ene. Wat kies jy, Aiden? Is jy seker? Ek praat nie van die meisies nie, ek praat van die plantjie. Alright. Daar sê, dankie, julle kan gaan sit. So, ja, ek moes die man op die kamp net heeltyd keer vir die meisies. Hulle wil net heeltyd vir die meisies kyk. Maar ek lieg, né? En vanoggend vir die kinders is, as jy wil lewe, 'n plant wat wil lewe, moet aan die wingerstok vas wees. En as 'n plant nie in die blare die plant vas is, 'n takkie in die plant vas is nie, dan gaan hy doodgaan. Dan is dit 'n tak wat nie meer nut het nie, behalwe om die vuur te gooi en vuur te maak. Maar as 'n plant wil lewe, of 'n takkie wil lewe, moet hy aan die plant vas wees. En dis wat ons moet onthou. Julle wat skryf 'n lekker eksamen en is amper einde van die jaar, dat om werklik te lewe naby die Here, moet jy aan die Here vasgewortel wees. Moet jy aan die Here vashou. Maak nie saak wat is jou omstandighede nie, maak nie saak wat is jou good en jou bads nie. Maar solank wat ek aan die Here vashou, kinders, gaan die lewe makliker wees. Ten spyte van. En ons gaan begin net uit Johannes 15 lees. Jy moet vir ma en pa 'n bietjie vra oor die wingerstok. Wat het ons in die kerk verder gesels? Maar ek wil jou vanoggend net herinner, ook vir jou as 'n kind, om te sê, hou vas aan die wingerd, hou vas in Jesus.
dan gaan jou lewe anders te draai. So baie dankie, julle kinders kan vir ons uitgaan. Ek dink amper Wim is vandag die laaste katedese, nê? Volgende week is ons afsluiting, maar dis die laaste klasie, so dankie vir die kinders. Kuier lekker, luister mooi vir die tannie en die oom en vra hulle moeilike vrae. So. Kyk hoe ordentlik is daai seuns, hulle wag eers die meisies uitstap. So, ek sal nog later vir Pieter toestemming vra of ek sy brief hier kan lees, maar iemand anders moet lees, anders moet ek weet, Jank. Joh, is 'n pragtige kind, hy en Anton sy boetie. Jy het al so geniet op die kamp. Baie witty, maar baie lekker gekuier. Het jy al baie keer mense gesien wat so kan droom? Dan sit hulle daar en dan praat hulle oor klomp goed en klomp dinge. En is praat en is mooi droom. Ek is nogal een van hulle, ek is 'n baie dromer. En dan sit jy so in, dan beplan jy die hele wêreld. Hoe gaan jy die wêreld verander? Of jy beplan hierdie ding. Of jy sê in jou gedagtes het jy 'n klomp mooi goeders waaroor jy dink en oor praat. Maar dit kom baie keer tot niks. En is dit nie baie keer ook so in ons geestelike lewe, in ons verhouding met die Here, dat ons kyk en ons stuur, en ons hoor, en ons sien, en ons luister, ons sing, maar daar is ook nie veel wat gebeur nie. Of jy kyk maar net in die lewe, of jy lewe werklik. En vanoggend wil ek 'n bietjie gesels oor hy ding van, kyk jy of lewe jy? Sit jy daar en jy praat en jy droom en jy hoor en jy's opgewonde, of leef jy werklik soos dit moet wees? Want ons kan maklik kyk. En wanneer ek kyk, dan is dit maklik om te sê, nee, maar julle wat nou so doen, ek hou nie daarvan nie. En julle wat so doen, ek hou ook nie daarvan nie. Ek sou dit so gedoen het. Maar jy kyk net. Want iewers het ons in die lewe, het ons 'n praatkultuur geword oor die Bybel en 'n minder doen kultuur. Maar kom ons kyk, wat sê Johannes 15 vir ons? Oor die ding van, kyk jy of leef jy? Ek is die ware wingerdstok, skryf Jesus hierso. En my Vader is die boer. Elke loot wat aan my die vrugte dra nie, sny hy af. Maar elke wat vrugte dra, snoei hy reg, sodat dit nog meer vrugte kan dra. Julle is alreeds reg gesnoei, sê Jesus, deur die woorde wat ek vir julle gesê het. Julle moet in my bly en ek in julle. 'n Loot kan nie uit sy eie vrug dra as hy nie in die wingerdstok is nie. En so ook julle, as julle nie in my bly nie. Ek is die wingerdstok, julle die lote. Wie in my bly en ek in hom, dra baie vrugte. Want sonder my kan julle niks doen nie. As iemand nie in my bly nie, word hy weggegooi soos 'n loot en dit verdroog. Die mense maak sulke lote bymekaar en gooi dit in die vuur en dit verbrand. As julle in my bly en my woorde in julle, vra dan net wat julle wil en dan sal julle dit kry. My Vader word juis daardeur verheerlik dat julle baie vrugte dra en my disippels is. Christus sê maar van bo af, lyk my hy wil nie werk vanoggend nie. So die eerste gedagte wat ek sommer netjie oor gesels is oor
Christus is die ware wingerdstok. En Johannes 15 begin met een van die 7 ek is uitsprake van Jesus. Hy sê ek is die ware wingerdstok. Dis wie hy is. Hy is die enigste ware bron van die lewe. Nie die kerk nie, nie ek nie, nie tradisie nie, nie my opinies nie. Ek is, sê Jesus, die wingerdstok. Dis die bron, dis waar die krag vandaan kom. Dis waar daai plant se blaartjies sy energie kry van die plantstam af. En hier bevestig Jesus ook sy eie verhouding met die Vader. Dis nie, hy kom nie los staan nie. Hy is die middelaar tussen mens en die Vader. En dis wat ons aan die kruis vashou, ons Christene van die wêreld. Want die leë kruis van die opgestane Jesus herinner ons, Jesus is die ware wingerdstok. En in hom te wees, in hierdie wingerdstok ingeënt te wees, het jy deel in die lewe. Vloei daar betekenisvolle lewensveranderde sap deur jou en in jou na ander toe. Maar buite hom, soos hierdie takkie wat daar eenkant lê, word jy afgesny en jy's droog. Nutteloos, word in die vuur verbrand. En sonder die ware wingerdstok is elke goeie daad betekenisloos. En sonder die ware wingerdstok in jou lewe gaan jy nie vervulling ervaar nie. Maar so gepraat van die lewe, het jy ervaar, jy kom op 'n plek, jy vat jou selfoon saam, hierdie is ideale plek vir 'n mooi foto, of 'n selfie, en jy wil die foon so aansit, en dit is net 'n swart skerm, en die foon is morsdood. Wie het dit al beleef? Maar so 'n paar. Dis verskriklik frustrerend, dat jy nie 'n foto kan neem nie, want hierdie foon is dood. So 'n selfoon wat nie ingeprop is nie, wat nie krag het nie, lyk mooi, dit kan die modernste, die beste selfoon wees wat daar beskikbaar is op die mark. Maar is sonder krag. Dit het nie 'n funksie nie, vir waarvoor hy gemaak is nie. En hoe lyk dit in jou lewe? Weet jy van die wingerdstok? Het jy al oor hom gelees? Het jy al baie oor hom gesing? Het jy al baie oor hom gepraat al? Of beleef jy hom as die ware wingerdstok wat vir jou krag gee, wat vir jou nuwe lewe gee, wat vir jou hoop gee, wat jou gedagtes, jou woorde en jou optrede beïnvloed? Want dit is 'n verskil. Of jy kyk, of jy leef. Is jy dalk bewus van ander wingerde in jou lewe? Dit lyk soos die lewe, maar dit bring nie vrug voort nie. Ja, dit bring vrug voort, maar die vrug wat dit bring, is net my eie ego, my eie ek. En dalk is dit nodig, dat jy net so 'n oombliekie vanoggend stil staan en sê, Here, waar staan ek regtig? Is U regtig die ware wingerdstok in my lewe? Jy is die tak. Jesus is die ware wingerdstok. En dan bring dit my by 'n tweede gedagte, dat ware lewe kom net uit 'n blywende verbintenis. Ons het my skoonmaat vir ons Kersrose lote persent gegee in die water, sien jy, ons kan dit maar uitplant. En vanoggend sê ek en Adrian, ons maar weer vir skoonmaat vra, as ons Desember gaan kuier, as hy vir ons nuwe lote gee.
Want die goed het gevrek. Weet ons nie wat, ons het mooi versorg. Dalk moes hulle eers meer wortels gehad het, ek weet nie. Maar ware lewe kom uit verblywende verbintenis. Die lopende water gee vir die plant, dalk was dit die probleem. En bly beteken meer as net ek glo aan. Dit beteken ek leef in vereniging met Jesus. Daar's 'n interaksie, daar's 'n koneksie. Daai stukkie wat sê, waar Jesus sê ek bly in julle soos julle in my, beteken nie dis voorwaardelik nie. As julle in my bly, dan sal ek in jou bly nie. Nee, dit beteken net dis 'n waarborg. Eintlik sê dit ek bly in julle, so bly ook so in my. Dis 'n voortdurende lewensveranderende afhanklikheid. Dis 'n dinamiese deel wees. Om te bly in Christus, in die ware wingerdstok, is nie 'n klop kopkennis nie. Dis nie 'n klomp wat jy weet en jy kan elke skrifgedeelte reg uitlê nie. Dis 'n deel wees met die ware wingerdstok. En weer eens, daai in bly, weerspieël ook die Vader en die Seun en die Heilige Gees in mekaar wees. Elkeen met sy eie rol. Die Vader is die boer, Jesus is die wingerdstok. Die ware wingerdstok. En wie in Christus bly, wat in 'n lewende, blywende verbintenis met hom is, dra vrug van karakter, van liefde, van getuienis. Iemand wat in 'n lewende verbintenis, 'n deurlopende verbintenis het, verstaan om te dien met die liefde van Christus, ons roeping. Want dien gaan nie oor my nie. Ek is nie die hoofkarakter van elke Sondag se diens, elke ding wat gebeur en wat moet ook al nie. Dien is vir die ander persoon. Maar kom ons gaan terug na die selfoon toe. Nou die lekker deesdae is ons nou die ding van 'n battery pack. Kyk, my twee seuns het 'n redelike kompetisie wie die grootste battery pack. Die ding is soos 'n baksteen, maar as ons op 'n staptoer gaan daai ding saam, want dit kan net nie sonder die tegnologie nie. Maar die lekker is, my foon pap is, druk ek hom by die battery pack in en ek het weer krag. En solank hierdie foon krag het en hy is ingeprop in die krag, as die battery se krag is sterk, dan kan hierdie foon funksioneer waarvoor hy is. En deesdae weet ons fone neem mooi fotos, oproepe maak, boodskappe stuur, waarvoor jy ook wil gebruik. Daar's heeltyd koneksie. Of dink maar aan 'n klein kind wat saam met jou in die mall stap in die besige mall, dan jy gryp jy daai kind daar vas, en dan mou die kind soms, maar hy kind weet hy's veilig. Hy sal nie wegraak nie. Want pa en ma se hand hou vas, en hy kind voel veilig. Hy gaan nie wegraak nie. Maar wat doen jy om nie weg te raak van Jesus af nie? Bly in sy woord. Want hierdie woord, die Bybel, is die manual vir ons lewe. Nie die huisgenoot nie, nie TikTok nie, nie Facebook nie, nie die bure se kinderstories nie. Die Bybel is ons handleiding vir die lewe. As ek hier bly, sal die takkie wat ek is, sal lewendig wees. Bly in gebed, nie net 'n vraelysie nie, maar ook sê Here, dankie vir u grootheid. Gehoorsaamheid, bly in liefde. Liefde is die alleroorheersende ding van die kerk, wat die wêreld wil sien, dat jy is anderste. Maar nou hoor ek kort stories, hier in ons eie geleedere baie keer, hoe mense verneig is met mekaar, op WhatsApp groepe, of waar ook al, of in gesprekke. Ek sien, ons was daar, verlede week bietjie was ek en Adrie bietjie weg, toe is daar by plek gekom, iets gekoop, en 'n ou wil met 'n R200 nood betaal, en die kassier sê sy gaan dit nie gebruik nie. En die ou gooi daar 'n tantrum, jong man,
ken hom nie, ek weet nie wie is hy nie, ek ken nie sy agtergrond nie. En die eerste ding wat ek gedoen het, ek het gekyk of hy kruis dra, sien jy, hy het daarmee 'n kruis aan nie. Maar baie keer gooi ons tantrums in die lewe. Maar ek moet aan die ware wingerstok vasbly. Nie net met my kop nie, maar 'n deurlopende, 'n blywende verbintenis. So wat het jy nodig om meer te bly in Christus? In watter area van jou lewe? So wat sê ons mekaar tot nou toe? 2 goed. Christus is die ware wingerstok, nie ek nie. Nie my opinies nie, nie die kerk nie, nie strukture nie. Christus is. En die tweede, ware lewe kom alleen uit 'n blye verbintenis met die ware wingerstok. Dan 'n laaste gedagte. Vrug dra is die sigbare lewe van geloof. My vrug bepaal wat hier binne aangaan. Bultmann, 'n Duitse teoloog, hy is so middel 70s oorlede, het gesê vrug is nie 'n prestasie nie, maar die lewenskrag of die veerkragtigheid van geloof. Ek doen nie goeie goedjies om vir mense te wys nie, maar ek doen goeie goed vanuit my verbintenis met die Here. En hoe my vrug lyk, gee geur aan geloof. Ern het nou so mooi verduidelik van, weet jy al, kos en kleur gesien, ek nou woorde vergeet, maar bedoel net, mense wat nie het nie, eet maar die bleekgoeders, pap, brood. En baie keer is ons lewe so val, gelowiges se lewe, dat die wêreld wil sê, maar okay, ek stel nie regtig belang nie. So vrug, nie my woorde nie, nie my kennis nie, is 'n bevestiging van my verbintenis met die Here. En hierdie stuk wat ons gelees het oor die verwydering van die lote, beteken nie God gaan jou wegsny nie. Dit sê eintlik maar net soos hierdie droë takkie. As 'n plant is hierdie takkie, het hy nie regtig meer nut nie. Dis impakloos. Dis doelloos. En dit word weggegooi in die vuur. En wanneer ek regte vrug dra, word God verheerlik. Hoe? Dan kan die wêreld sien, wow, is dit die God waarvan jy praat? En die wêreld is nie daar in China en Oekraïne nie. Die wêreld is hier in ons dorp. Vrug, gees vervulde vrug, maak vir God, maak geloof sigbaar en tasbaar vir hulle wat soekend is. Ek het ruk in my kop hierdie prentjie gehad, altyd die bad guys, al die rowwe ouens met tattoos en oorbelle en goeters, gegee ek kom uit 'n konservatiewe omgewing, platteland groot geword. Dis hulle wat soek en hulle wat van die pad af is. Maar ek dink dit is so ver van die waarheid af soos kan kom. Want hulle wat soek, sit langs jou by die werk. Miskien sit hier iemand vanoggend wat soek. En hierdie was die laaste geleentheid. Hoe lyk ons vrug? Die Vader word verheerlik deur my vrug. En ons ken ons daai bekende gedeelte in Galasiërs 5 vers 23. Kom ek lees dit gou. Die vrug van die Gees, dit wat geloof en God sigbaar maak, is liefde, is vreugde,
vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid, selfbeheersing. Maar daai plant, nou nie 'n vrugteplant, maar daai vrug kan nie vrug wees as hy nie in 'n deurlopende nou verbintenis is met die ware wingerdstok nie. Ons ken ons almal wynboere. En sy wynboer plante en word elke jaar gesnoei sodat die plante meer vrug kan dra en dit die beste wyn kan maak. Niemand van ons gaan slegte wyn wil koop nie. En hier staan 'n wyn van hierdie maak en sê nie vir mense eers nie, hierdie wyn is sleg. So 'n boer wil seker maak sy plant is gesond, het goeie vrug sodat die mense kan proe. As dit slegte wyn is, gaan jy nie weer 'n wyn koop nie. As jou vrug begin vrot raak en droog raak en verlep raak, gaan die mense wat soek nie na Christus toe wil gaan nie. So kyk jy of leef jy? Wat sien ander mense raak in jou vrug? As jy die enigste prentjie is van die kerk wat daardie mense gesien het of sien, wat sien hulle aan jou raak? 'n eie ek, 'n kritiese gees of 'n vrug as gevolg van die deurlopende verbintenis met die ware wingerdstok? En dat daardie persoon kan sê, as gevolg van jou wil ek vir Jesus leer ken. So meet jou geestelike lewe, jou geestelike volwassenheid nie aan wat jy weet, wat jy doen nie, maar jou vrug, jou karakter. Laat toe dat God jou deur moeilike tye snoei. En dit is nie lekker nie. As jy daar plat op die grond lê en jy weet nie wat gaan aan nie, jy verstaan nie, jy voel jy bid teen die plafon vas. En dan net jy hoef nie teen die plafon vas te bid nie, want die Gees is hier, hy is hier in jou, hy is onder die plafon. Maar laat toe dat God jou snoei, sodat jy meer vrug kan dra. Maar soos op 'n punt is waar ek nog wil vashou aan my eie goed, gaan ek nie 'n betekenisvolle lewe hê nie, gaan ek nie 'n geesvervulde lewe hê nie. Dink net, wat gaan Nelstroom tref as die ware wingerdstok of die lote wat in die stok geënt is, NGO's se takkies, as daai takkies vrug begin dra of meer vrug begin dra. Iemand het nou gesê, ja, ek dink was Ronel Du Plessis wat die naamkaartjie projek half bietjie dryf. Toe sê vir iemand 'n kaartjie gegee het, toe is dit sommer daar 'n koneksie kom bietjie in die gesels raak. Nou ken ek nie die konteks nie, ek sê dit dalk. Maar nie daai aksie, klein ding van 'n naamkaartjie het 'n koneksie veroorsaak. Net daai kospakkie wat jy gaan vat, jy hoef niemand te verduidelik vir wie jy hom gaan gee nie. Jy stap na 'n persoon toe sê, luister, dis op my hart, ek wil graag hierdie vir jou kom gee. Dink net hoe gaan dit wees in hierdie gemeente, as jy iemand opstaan en nog iemand opstaan sê, luister, hierdie ding lê lank op my hart. Dis wat ek voel die Here roep my om 'n verskil te maak. Dink net hoe lekker gaan die gemeenskap eet aan hierdie wingerdstok se vrugte. Omdat ons vasgebind is aan die wingerdstok. So die vraag is, kyk jy? Kyk,
Ons praat, ons sing, of leef jy? Leef jy in hierdie verbintenis met die ware wingerdstok? En dat die ware wingerdstok deur sy gees jou gedagtes, jou dade, jou optrede beïnvloed. Wat hoor jy vanoggend? Wat trek die Heilige Gees op jou hart op hierdie oomblik? Sê daai area het aandag nodig. Daai area, hy vrug wat jy dra, steek op jou hand en begin 'n nuwe bediening in die gemeente. Want dit is op jou hart, dit is nie op iemand anders se hart nie. Wat hoor jy vanoggend? Ek wil jou kans gee om bietjie met die Here daaroor te gesels. Vergeet nou van die week se werk. Vergeet nou daai ander ou wat in jou gedagtes opkom en sê, doen my preek net vir hom vanoggend. Wat hoor jy? Praat gou met die Here daaroor. Here, is nie altyd so lekker gemaklik. As ek gekonfronteer word met die vraag, wat moet ek gaan doen nie? Maar Here, om werklik die lewe te kan leef soos wat U dit bedoel het, U wat die ware wingerdstok is dat ek moet gaan vrug dra. Lewensveranderende, geesvervulde vrug. Sodat hulle wat soekend is, U kan vind as gevolg van my of deur my. Nie omdat ek die hoofkarakter is nie, Here, maar omdat my vrug as gevolg van my verbintenis aan U goeie, gesonde, lewensveranderende vrug is. Nie perfek wees nie, nie foutloos nie. Here, ek is so opgewonde oor hierdie seisoen waar ons is in ons gemeente. Here, van ons in Junie gepraat het oor die eerste roepingsgesprekke, het ons baie vrae en baie gesprekke gehad en mense het onrustig geraak. Mense is bang, ons voeter hier in 'n rigting in wat hulle nie ken nie. Maar Here, ons is net by die basis. Dat U ons geroep het hier in Noustroom Oos gemeente om te dien met die liefde van Christus, sodat mense hier 'n tuiste kan vind. Ook Abraham Kriel se kinders. Ook daai ou wat finansiëel swaar trek. Ook daai ou wat lanklaas gebad het.
Dankie Here. As ons hier uitstap net nou, dan gaan ek nie alleen nie. Want u woord wat ons hand vir die lewe is sê, dat die Gees van God, die lewende God, woon in ons. Mag ons gehoorsaam wees aan die stem van die Gees. Amen.